Dan sê ons is hier in Witbank en ons sê is die 5de Oktober. Maar ek is so dankbaar om vanmôre by u te wees. En ek dink altyd ek praat vanmôre met 'n ou broer vir my, ek sê vir hom, weet jy wat? 'n Vader het 'n wonderlike ding gedoen. Hy het gesê hy gaan vir hom 'n oorblyfsel laat oorbly. En hoe meer ek na hierdie sê ding van ons Vader kyk, hoe meer raak ek opgewonde. Want ek sien hy juis daarmee besig. Hy gaan vir hom 'n oorblyfsel laat oorbly. Ja, en hier sit hy nou vanmôre en hy's deel van daardie oorblyfsel. Kan ek 'n haleluja kry? Kom ons nie vol vreugde hieroor nie. Prys sy kosbare naam. Die tema van môre is die twee getuies en die laaste dae. Die twee getuies en die laaste dae. En ek wil nou net iets vanmôre van my hart af sê. Ek is nie opstandig teen enige uitleg van enige leraar op enige tyd in hierdie plek nie. Dit het niks my uit te waai nie. Uitleg is 'n ding wat menslik gesproke gedoen word om 'n sekere begrip of 'n verduideliking te wil gee aangaande 'n aangeleentheid wat ons soms nie lekker verstaan nie. Maar ek is nie daarmee besig nie. Ek is vanmôre besig met die twee getuies van Vader Jahwe, en hierdie twee getuies is die wet en die profete. Jy kan die skrif oopmaak by Openbaring 11 en ons gaan daarvan lees van die 3de tot die 11de versie vanoggend. Ons leef in 'n tyd van duisternis. Nou net om vir u te verduidelik hoekom ons so sê. Wanneer ons Genesis 1 vers 2 lees, dan sien ons dat die aarde het woes en leeg geword en daar was duisternis op die wêreldvloed. Nou hierdie duisternis is nie wanneer jy die lig afskakel nie. Hierdie duisternis is wat Vader openbaar, dat die Satan verteenwoordig die duisternis. So ons het nou 'n woes en leeg tydperk waarin ons leef, want alles is woes en leeg gemaak. Alles wat orde is weg, netheid is weg, beskaafdheid is weg. Selfs die godsdienstigheid is so besmet dat Vader gaan dit vernietig, daar gaan niks van dit oorbly nie. So ons lewe nou in 'n tyd van absolute duisternis, en binne in hierdie duisternis is daar ongelooflike verwarring oor die woord aan die opkom, en dit leef daar buitekant. Maar wat primêr in hierdie tyd aan die gang is geestelike misleiding. In hierdie tyd is daar geestelike misleiding. Weet jy, dit is vir my verstommend. Die land se ekonomie is besig om hy gaan met 'n neusduikie af. Ons voel dit almal. Hy gaan af. Maar weet jy, hier is nou skielik nuwe kerke wat in Suid-Afrika opkom. Hulle noem hulle megakerke. Hulle is lekker opgemeng, 'n mixed grill word hy genoem. Maar hierdie ouens is biljoenêrs. Hulle maak kanne vol geld. En ons gaan daaroor praat met mekaar. Nou, die wêreld beveel ons om stil te bly. Hou op. Moenie praat oor hierdie goed nie. En as jy aanhou praat, maak ek 'n wet. En as jy die wet oortree, sluit ek jou toe. Maar jy moet stil bly. Dit is wat die korporatiewe wêreld vir ons sê hier buite. Nou, en hulle sê, jou identiteit is vir ons 'n aanstoot. Jy moenie sê jy's 'n boerseun nie. Jy moenie sê jy's 'n boervrou nie. Jy moenie sê jy's 'n boerkind nie. Jy gee aanstoot aan hierdie stelsel. En hulle maak wette teen dit. Jy mag nie meer so sê nie. Jy mag nie eens vandag meer sê jy's 'n wit mens nie. Die plek het woes en leeg geword. En dit beteken dat ons moet gaan kyk na Vader se twee getuies. Nou, Vader roep ons nie om te vlug nie. Geliefdes, Vader het nooit ooit gesê ons moet vlug nie. Nêrens in die skrifte staan dit geskrywe nie.
As ons vlug, gee ons hom prys. Ons gee ons identiteit prys. Ons gee die hartklop van 'n volk prys. Hy het ons nooit geroep om te vlug nie. En die feit dat ons uit die godsdienstarena beweeg het. Ons het nie gevlug nie. Ons het doodgewoon die opdrag uitgevoer. Vader sê, gaan uit haar uit my volk. Hy het nie gesê vlug nie. Hy sê, gaan net uit. Gaan net uit. En hoe lekker is dit om vanmôre te sien, om tussen manne en vroue te wees, wat sommer net uitgegaan het. So ons vlug nie, maar toe ons buitekant kom, toe doen ons 'n ding. Dit is so kosbaar, dit kom so uit die binnekant van die sielswese. Ons begin getuig. Waaroor begin ons getuig? Ons begin getuig oor Vader se 2 getuies. Ons getuig oor die wet en ons getuig oor die profete. Met ander woorde, Vader is weer besig om sy 2 getuies in hierdie tyd lewend te maak, binne in die hart, binne in die siel, binne in die verstand en op die lip van hierdie volk. Kan ek 'n applaus vir die koning kry? Wat is dit met julle? En vandag kyk ons na hierdie 2 getuies, nie as 'n eskatologiese profesie nie, maar as 'n werklikheid, 'n realiteit. Is dit reg? So as ons praat van die 2 getuies, dan praat ons van 2 ouens wat ergens in die toekoms gaan opstaan in sakke. Is dit reg? Dis wat ons verstaan. Maar kom ons kyk 'n bietjie vanmôre mooi daarna. Openbaring 11 vers 3, die vingertjie is nou daar, kom ons lees vers 3 met mekaar saam. En ek sal aan my 2 getuies gee dat hulle met sakke gekleed 1260 dae lank sal profeteer. U moet vir my mooi hoor. Ek sê nie, dit gaan nie so gebeur nie. Ek sê, hoekom is Vader se getuies in sakke gekleed? Nou die woordjie sak is 'n baie interessante naamwoord. En ons het hom direk uit die Hebreëus gekry. Die Hebreërs praat van sak, maar sak in Hebreëus is 'n rougewaad. Dis nie 'n sak nie. Dis 'n rougewaad. Nou 'n rougewaad is geskeer. En as iemand rou, is daar as op sy kop. Dit reg. Nou sê hy sê, en ek sal aan my 2 getuies gee dat hulle met sakke bekleed. Met ander woorde, sy getuies is eintlik in 'n rougewaad. Kan ek dit verduidelik? Die een wat die 2 getuies lewend maak, sê die volgende. Hy het op die heuweltjie gaan staan en hy het na Jerusalem gekyk en hy het bitterlik geween. Ek praat van jou losser, man. Die 2 getuies kom uit hom uit. Hy rou oor Jerusalem wat die wet en die profete doodgemaak het. Ek weet nie wanneer gaan ons die diepkant van Vader se woord so verstaan dat ons daardeur lewend gemaak sal word nie. Dat ons sal ophou om dit te quoteer as 'n versie wat ek onthou wat ergens in die Bybel geskrywe staan. Wanneer gaan dit ophou waar die werklikheid, die realiteit so word dat die wet en die profete is 'n mag wat binne in jou loskom. Dan profeteer ons oor die doodsheid. Ons vlug nêrens heen nie, maar Vader maak die wet en die profete, sy 2 getuies binne in ons lewend, om te getuig. Om wat te getuig? Ek is Jotai wat jou uit die slawehuis uit Egipte uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Maar sê mos so. Sy maak dit weer in ons tyd lewendig. Toe sneuwel die Kersboom.
En die paashaas wat die eiers lê, het verdwyn. Ons weet nie waar die ding heen nie. Ons is besig om, verskoning, om los te kom. Hoekom? Want ons begin die wet en die profete, die twee getuies van Vader Jahwe, word nou weer lewend in ons binnekant. En daar's al hoe minder afgode in ons binnekant betrokke. Amen. 1260 dae is wat? 3,5 jaar. OK, maak dit bietjie minder, 42 maande. Is dit reg? Maar wanneer ons losser in Jerusalem instap, dan lê die twee getuies soos lyke in die strate van Jerusalem. En hy wat die wet en die profete gegee het, stap in Jerusalem. Dan maak hy die twee getuies weer lewend. En daarvoor het hulle hom doodgemaak. Nee, hulle kan hom nie doodmaak nie, want hy's onsterflik. Dis die kosbaarheid van die oomblik. Blaai gou vir my daar na Jesaja 43 vers 10 toe. Jesaja 43. Nou, hoor nou mooi wat sê ons vanmôre, die twee getuies, die wet en die profete, is 'n liggaam. Dis die liggaam van waarheid. Die wet en profete is 'n liggaam van waarheid. Die een kan nie sonder die ander nie. Want dis Vader Jahwe se woord. Jesaja 43:10. Julle is my getuies. Hy praat met sy volk. Hy praat nog vanmôre met hierdie boervolk. Julle is my getuies. Nou sê ek dit vanmôre vir u. Ons is nie in die perfeksie van getuienis waarvan hy praat nie. Ek sal vir u verduidelik hoekom. Hy sê ek het aan my twee getuies mag gegee. En dit laat my net voel, ek moet dit sê vanmôre, dat wanneer jy die twee getuies in jou het, wat lewend geword het, dan beteken dit, Vader het vir ons mag gegee. En dit voel vir my, ons is nie vanmôre op daardie plek nie. Want Filemon maak die buite net wat hy wil. En hierdie godsdienstregime hier buite is besig om Filemon se tande te borsel. Ek beklei nie met u, ek is net verskriklik ontsteld dat hierdie volk is so kosbaar saamgeweef, sy so saamgepak, sy so aan mekaar gesit, dat sy is eintlik gebou om die twee getuies binne in haar siel as 'n mag te mag hê. En dis nie die geval nie. So ergens is iets verkeerd. Julle is my twee getuies, spreek Vader Jahwe, en my knegt wat ek uitverkies het. Nou kyk, 'n mens kan breë bors hier rondloop, nee. Jy kan sê, ek is 'n Israeliet, ek is uit Juda gebore, en ek is uit die, en ek is daar, ek is uit die Jakobshuis gebore, en. Maar is die wet en die profete, die twee getuies wat mag gekry het oor hierdie aarde, regtig lewend in jou hart? Jy moet self sê ja of nee. Nie maar dit sê, nee ek nie. Ek gaan jou nie vra om ja te sê nie. Jy moet opspring en kan sê, ja, my koning, my lewende Vader, u wet en profete is in my binnekant lewend. Hy sê hom baie mooi, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Nou gaan ek die ou taal gebruik, vergewe my daarvoor.
Voor my is geen God nie. En na my sal daar geen een wees nie. U hoor nie lekker nie. Hierdie een, wat sê hy is alleen. Hy sê vir hierdie boeties en sissies wat vanmôre sit, julle is my knegt, julle is my getuies. Is ons dit? Is ons rarig dit? Wat verhinder ons? Ons sien in hierdie jaar 2025 'n klomp goed gebeur. Ek sien hier van die boeremense wat sê, hel, ek hoop nou net nie hierdie regering van nasionale eenheid val uitmekaar nie. Hy's gedoem. Hoekom? Want die ding staan teenoor die wet en getuies en aan wie het Vader mag gegee? Aan die wet en die profete, sy twee getuies. En sy wet en sy profesie sê die ding is dood soos in dood. Laat hy val waar hy wil. Hy gaan val. En ek loof hom daarvoor. Nou, ons moet aanstap. Jy moet sien dat ons het 'n verlies. Kom ons praat net gou 'n bietjie met mekaar vanmôre. Ons het nou 'n groot verlies. Die grootste verlies in ons harte vanmôre is dat die wet en die profete is nie lewend in ons binnekant nie. Ons soek nog na teksversies en ons beklei met mekaar oor dit en dat. En ons beklei oor sabbate en besnydenisse en tossels en ons beklei nog daaroor. Maar wanneer die wet en die profete in ons almal lewend geword het, is daar geen verskil tussen ons oor nie, behalwe net die volgende, want die wet en die profete getuig van Vader Jahwe. Lekker om hom so vir u te gee. Ek is baie dankbaar, maar ons het 'n geweldige verlies wat ons ly in hierdie tyd. Die eerste een wat ek vir jou kan noem is, ons het 'n identiteitsverlies. Nee, maar ons weet, ons is Israel. Ek weet, jy's 'n Israeliet. Ek weet jy is. Maar as jy 'n Israeliet is en waar geen bedrog is nie, dan is jy 'n Israeliet. So as jy 'n Israeliet is met bedrog in jou hart, dan beteken dit, die wet en die profete is nie lewend in jou binnekant nie. Dis so eenvoudig soos dit. Die volgende ene is waarheid. Ons het 'n verlies aan waarheid. Weet julle, dit is verskriklik om daaraan te dink. Ek is by waarheid en ek het waarheid ontdek en waarheid is dit en waarheid is dat, terwyl die skrifte my leer dat Vader sê, ek is die waarheid. So die waarheid het wat? Twee getuies. Wat is die twee getuies? Die wet en die profete. Want dit is waarheid. Ek dink ons sukkel verskriklik hier. Die laaste enetjie wat vir my natuurlik 'n groot verlies is in my eie lewe, en ek neem aan u gaan vanmôre almal met my saamstem. Ons het 'n ernstige verlies. Ons het 'n gebrek aan geestelike gesag. Stem jy saam? Moenie my so kyk nie. Stem jy saam? Ons het 'n verlange vanmôre om geestelike gesag te kry. En dit bring my by die punt wat ek wil maak, dat wanneer die twee getuies in ons lewend word, dan sê Vader, ek gee aan my twee getuies mag. Openbaring 11:3. Het hy so gesê? Het hy? Hoekom glo ons hom nie? So ons het 'n verlies. Ons het 'n gebrek aan geestelike gesag. Maar wanneer Vader se wet en sy profete, sy twee getuies, waarvan ons absoluut onskeidbaar deel van is, in ons lewend word, dan kry ons weer geestelike gesag binne in die plek.
Ons speel te veel godsdienst. Heeltemal te veel. Ons doen snaakse goed. Ons vat so 'n stukkie brood tussen ons vingers, dan sê ons eet 'n deel van sy liggaam, terwyl hy nooit so gesê het nie. Hy het gesê, ek is die brood van die lewe. Is hy wat die wet en die profete in jou innerlike wese wat lewend maak. Hy sê, hy roep ons om met vuur te profiteer. Ek gaan vir u beduie hoekom. Ek gaan vir u nou beduie. Kom ons praat net so 'n bietjie oor die sakke en profetiese leiding. Kom ons praat net gou 'n bietjie daaroor. Ons moet hier oor praat. Die getuies is met sakke bekleed. Dit beteken die wet en die profete is in rou oor 'n volk. Nie. Goed. Kom ons kyk nie julle. Hierdie wet en profete dra nie koninklike mantels nie. Hulle is nie bekleed met vlees en bloed nie. Dis die woorde wat uit Vader Jahwe uitgegaan het. Dit is dit. Maar hierdie woord is in sakke gekleed. Nou die sakke, ek het reeds vir julle verduidelik, die Hebreëse woordjie beteken sak. En dit is nie 'n sak soos wat ons 'n sak kry waar ons mielies en mieliemeel ingooi nie. Dis 'n rou gewaad. Nou kom ek verduidelik vir u. Kom ek verduidelik vanmôre vir u. Jesaja 22:12 asseblief. Jesaja 22:12. Kom ons lees 'n bietjie daar saam. Jesaja 22:12. Dankie. Jesaja 22:12. In die dag. Daar's 'n klem op die. Lees hom daar. Hy staan daar. In die dag. Met ander woorde, dis 'n spesifieke dag, 'n spesifieke moment. In die dag roep Vader Jahwe van die leerskare tot geween en tot rouklag en tot kaalskering en tot omgording van 'n roukleed, 'n sak. Nou moet jy vir my mooi hoor, in die dag. Met ander woorde, die volk wat eintlik die twee getuies sy woord in hulle binnekant ontvang het, gaan rou. Mag ek vanmôre net vir u daaraan herinner dat ons is klaar in rou. Ons rou oor 'n land, ons rou oor 'n volk, ons rou oor ons kinders, ons rou oor ons jong mense wat nie 'n toekoms het nie. Ons rou. Nie waar nie? Die boervolk se pad van herstel loop deur berou oor afvalligheid. Haar herstelpad loop daardeur om berou te hê oor afvalligheid. Maar dis nie al nie. Sy moet berou hê oor verraad wat sy teenoor die twee getuies gepleeg het. Maar is nie klaar nie. Sy moet berou hê dat sy nie op haar knieë in intersessie gegaan het vir gelofte land nie. Ag, ons sal volgende jaar die 16de Desember weer probeer. Dit is nie intersessie nie. Ons moet weer broers en die susters doen dit makliker. Maar ons wat broers is, ons het ons 'n ding van kleintyd af geleer. Cowboys don't cry, except in the presence of his horse. Jy weet hoekom, die perd sal nie gaan skinder nie. Jy sien, ons manne moet weer kan huil, nie oor omdat ons so intens verloor het nie, maar
Ons huil van 'n vreugde, want Vader is besig om die twee getuies in die manne se borskaste lewendig te maak. Ons huil oor hierdie geestelike intensiteit. Dis 'n onbeskryfbare vreugde wat in ons harte moet losbreek. Kom ons gaan terug na Openbaring 11 vers 11. Bly gou die kant toe. Jou vinger is seker nou al moeg daar vasgehou. Openbaring 11 vers 11. Kom. Nou, hier is 'n baie interessante ding. Nou is daar's nou eers hierdie volgende ding. En dit is 1260 dae en dan sit nou 3,5 jaar en dan sit 42 maande, soos wat Daniël 7:32 dit vir ons leer. Maar nou moet jy mooi hoor wat sê Openbaring 11 vers 11. En kyk daar's 'n klem op die na die 3,5 dag. So het gaan nie 3,5 dag vat nie, na 3,5 dag. Het jy dit? Daar's hy. Nou hoor, het 'n gees van lewe uit Vader Jahwe in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan. Nou moet jy vir my mooi hoor. Ek is nou stout vanmôre. Ek lees in die skrifte, sommer so vroeg in die skrifte, dat Vader sê vir Moses, gaan na die volk toe en sê vir hulle moet hulle klere was en hulle reinig vandag en môre, want op die 3de dag sal ek na hulle toe afkom. U het dit al baie gelees. Wanneer ons lees in Hosea, dan sê hy sal ons lewend maak vandag en môre, hy sal ons opwek vandag en môre, en op die 3de dag sal ons voor sy aangesig lewe. Ons losser sê vir sy disippels, gaan loop sê vir Herodes, daai jakkals, ek dryf die duiwels uit en ek maak gesond vandag en môre, en op die 3de dag is ek klaar. Na 3 dae, ek wil graag vanmôre vir u sê, na 2 dae. Na 2 dae. Jy kan my verkeerd bewys, lekker, gee nie om nie. Het 'n gees van lewe uit Vader Jahwe uitgegaan, en in hulle ingegaan, en hulle het lewend geword. Ek praat nie van Elia en Moses nie. As jy dit wil glo, is jou saak. Vir my gaan dit oor die wet en die profete wat in hierdie volk lewend word. Bly gou na Jesegiel 37. Die Gees maak lewend. Die Gees maak lewend. Kom ons kyk. Jesegiel 37 verse 10. Nou, u ken die verhaal van die dooie bene wat bleek in die sonlig lê in die dal en so meer. En Jesegiel en Vader is in gesprek hier. Maar op 'n stadium het die bene geskuif en hulle het vlees en vel oorgekry, dis identiteit en so meer, maar hulle was dood. Julle het my gemis. Vader sê vir sy volk, julle is my getuies. Onthou jy? Julle is my getuies. Hier is nou weer die twee getuies. Die getuies lê dood in die dal. En dan profeteer Jesegiel. Nou, in vers 10. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Nie soos hy gedink het dit moet wees nie, soos hy my beveel het. Nou luister mooi, wat gebeur? Toe het die Gees in hulle gekom. In wie? In die getuies. Die volk is die knegt en die getuies van Vader Jahwe. En hier het die Gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword. En op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Manne, ek hou van hierdie ene. Sonder die Gees is ons nie 'n leer nie. En al die manne wat in hierdie land leertjies wil opstel, terwyl die twee getuies van Vader Jahwe dood op die strate lê, dis 'n futiele oefening.
gaan nie werk nie. Want dit gaan oor 'n volk, nie oor 'n groepie nie. Nou, die boervolk is al gewoond om verwerp te wees. Sy's gewoond om verstrooid te wees. Ek meen, in flardes rond te lê, sy's gewoond daaraan. Ek hoor nou die dag, maar dis Vader se bedoeling dat ons so verstrooid moet wees. Ek sê, o broer, waar kom jy aan hierdie sotternye? Hoe kry jy dit reg? Hy sê, ja, maar dit is Vader se manier om ons te beskerm. Ek sê, beskerm van wat? Dis die vreeslikste goed wat 'n mens hoor. Matteus 12:25 sê, 'n huis wat in homself verdeel is gedoem om vernietig te word. Klaar gepraat. Met ander woorde, Vader verdeel sy huis om vernietig te word. Ek kry dit nie in hierdie skrifte nie. Wat is aan die gang? Wat is aan die gang? Maar ek sien oral begin die boervolk opstaan. Nou, hier is 'n klompie Afrikaners wat nou om Paul gedupliseer het. En hulle is met hom hier af Orania toe. En ek weet nie of om Paul weet nie, maar daardie Karoo son brand die hel uit alsyd. En daar's 'n vreeslike gewag gemaak van hierdie ding. Maar binne in Orania is die dogma van die kerk sterk gevestig. En daar's boeremense wat daar is, regtig. Mooi boeremense. Maar ons kom nie los nie. Ons kom nie los van die afgode nie. Ons kom nie los van die beelde nie. Ons kom nie los van hierdie goed nie. Weet jy waarom? Want die 2 getuies lê dood in die strate van Jerusalem. Daar's hy. Daar's hy. Die gees van Vader Jahwe blaas in hierdie tyd op die boervolk. Nou ja, as jy ouens dit nie val aanvaar nie, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Vader se blaaser het niks met jou uit te waai nie. Hy blaas wanneer hy wil. Hy vra nie jou toestemming nie. Kom ons kyk in Openbaring 11 vers 5. Ek is amper klaar. Openbaring 11 vers 5. Kom. Julle was daar by 11. Bly net om. Vers 5. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. Luister vir my, die woord van Vader is 'n vuur. Die woord is 'n oordeel. Maar die woord is ook 'n reinigende krag. Ons moet dit kan verstaan. Dit moet ons wees. Ons is deel van die 2 getuies. Hy het ons geformeer om daarin te kan wees. En ek wil nou graag klaarmaak. Ons het nodig om die 2 getuies, wanneer dit lewend in ons binnekant geword het, kan ons op ons voete gaan staan en dan getuig ons. Vir wie? Vir Vader Jahwe. Getuig ons teen Babylon? Ja. Ons getuig teen Babylon. Ons getuig teen die stelsel. Ons getuig teen dogma. Ons getuig teen verraad van die verbond. Ons getuig teen dit. Dis magtig. Jy weet, 'n regter of 'n landdros of 'n magistraat maak nie saak nie, jy kan hom nou noem net wat jy wil. Maar hy sit daar op die bank en dan luister hy na die getuienisse. En daar's 'n ou wat daar getuig, die BCB, en dan sê hy, jy's 'n onbetroubare getuie. Die hof aanvaar nie jou getuienis nie. Nie waar nie. En dan daar oor so 'n bietjie hakkel, maar sy getuienis is vas. Dan aanvaar die hof sy getuienis as eg. Ek sien geliefdes.
Blaai na Jeremia 5 vers 14 toe. Ek wil tog vir die baie opgewonde maak oor hierdie twee getuies. Ek weet ek het nou vanmôre so 'n bietjie wegbeweeg van Elia en Moses af, maar vir my is baie belangrik dat ons die wet en die profete in ons innerlike wese verstaan en dit moet daar lewend gemaak word, nie aan die buitekant nie. Hoor wat sê Vader vir Jeremia in Jeremia 5 verse 14. Vader Jahwe van die leeskare, hy sê, omdat julle hierdie woord spreek. Luister mooi. Hy sê vir Jeremia, hy praat met Jeremia, want Jeremia is deel van die volk. Hy sê, omdat julle hierdie woorde spreek. Jy moet die voorafgaande tekste lees, dan sal jy sien wat se woorde het hulle gespreek. Ek wil dit nie behandel nie, dis nie vir my belangrik vanmôre nie, maar wat vir my belangrik is ons praat oor die twee getuies wat in jou binnekant lewend moet word. Die wet en die profete. Nou sê, hy sê, kyk, ek maak my woorde, hoor, ek maak my woorde in jou mond, 'n wat? 'n vuur. En hierdie volk hout. En dit sal hulle verteer, wat? My woorde. So jy kan sien dat die twee getuies van Openbaring 11 is die woorde van Vader, want hulle, uit hulle mond gaan 'n vuur uit. Het jy dit gelees daar in Openbaring 11? Dis Vader se woorde, dis nie hulle nie. Dis Vader se woorde, dis die twee getuies. Hierdie woorde is 'n vuur. Die wêreld het ons nog altyd verag. Die wêreld sal ons altyd verag. Moenie daaroor 'n grandpa drink nie. Dis maar die wêreld. Maar weet jy wat? Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. So wat hulle nou besluit, is hulle probleem, nie ons sinne nie. Daar gaan 'n skrik op hierdie plek val. Weet jy waarom? Wanneer die getuies van Vader in hierdie boervolk lewend gaan word, gaan broers en susters mekaar ontmoet. Daar gaan 'n eenheid kom. Onder sy naam. En daar gaan 'n krag uit hulle uitgaan. Kom ons kyk. Psalm 105 verse 38. Psalm is net na Nehemia as jy hom soek. Psalms 105 verse 38. En nou wil ek blydskap in hierdie plek hê. Ek wil sommer sien, die gesiggies is helder. Hou op om die bakstene te tel in die gebou. Kyk bietjie vir my, word bietjie lewendig man. Ons praat vanmôre met jou. Word lewendig. Vader wag vir jou. Psalm 105 vers 38. Elke keer as ek hierdie teksvers lees, dan kry ek so 'n lekker gevoel in my binnekant. Hoor wat hoe sê hy? Hy sê Egipte was bly toe hulle uittrek. Woe, prys sy naam. Na al hierdie chaos van die 10 pla en toe hierdie manne pad vat en die stof slaan so uit 'n hou hulle party agter hulle sê yes, yes, yes. Ek so bly hulle het gevoed ek. Jy hoor nie wat ek sê nie. Hulle was bly, Egipte was bly toe hulle uittrek, want vrees vir hulle het op hulle geval. Vrees vir hulle. Weet jy wat? Vader het die Egiptenare 'n onbeskryfbare vrees gegee vir hierdie volk van hom. In die dag toe hierdie volk trek, het hulle 'n groot nasionale fees in Egipte gehou. Hulle was bly toe hierdie ouens uit is.
U hoor nie wat ek sê nie. Wanneer die twee getuies nie as nie, wanneer die twee getuies in ons harte, in ons binnekant gaan lewend word, gaan hier 'n skrik op hierdie plek val. Vader se woord sê so. Die boervolk se herstel gaan 'n skokgolf in hierdie land stuur. Hulle sal weet, Vader het klaar gepraat. Hy het klaar gepraat. Hy gaan nie weer praat nie. U hoor nie wat ek sê nie. Hy het klaar gepraat. Nou sê, die twee getuies, dis die wet en die profete, roep ons nie om te wag nie, maar om op te staan en te spreek en te getuig vir Vader Jahwe oor kan die riviere van Kus. Wat die Duitsers wil doen is hulle probleem. Vader gaan met hulle werk. Met Europa gaan in 'n knyptang in. Maar ek sien in Europa begin die regterkant so opstaan. So ons gaan eers in die smeltkroes, maar ons kom eers daar uit. Prys sy kosbare naam. Nou toe, vat hierdie in 'n huis toe, en dan dink jy bietjie oor wat ons vanmôre oor gepraat het, want dit is eintlik so kosbaar net vir jou bedoel. So spesifiek, so persoonlik, dat Vader die wet en die profete in jou en in jou en in jou en in jou en in jou lewend maak, sodat ons die profesie kan vervul, julle is my getuies. Dis hy. Nie storieetjies nie, julle is my getuies. Nou toe, Jesaja 60 vers 1. Kom ons bly gou daar na Jesaja toe. Jesaja sit 'n kroon op. Hy sit nou die spreekwoordelike kersie op die koek. En dit is net spesiaal vir jou bedoel. Jy kan hom vat en dan vat hom, trek hom aan, en maak hom jou besitting. Want Vader praat so persoonlik met jou in hierdie opsig. Kyk hoe mooi sê hy dit. Hy sê in Jesaja 60 vers 1. Maar hy doen twee goed. Die eerste ding wat jy moet doen is, hy sê, staan op. Staan op. En wanneer jy die boek Daniël lees, het die hele volk wat weggevoer is, gebuig voor die beeld in die dal van Dura. Toe staan daar 3 manne daar. Pen regop. Toe bou hulle 'n oond. Ek weet nie hoe maak 'n ou oond 7 keer warmer nie. Maar maak nou nie saak nie, sê normaal, het ons dit reg gekry. En dan vat hulle hierdie 3 manne en sê, o, julle wil nie buig nie. Gooi hulle daar in die oond. Maar toe hulle nou binne in die vuur staan, toe sien hulle, oh, daar's nog een naby. Hulle is nou nie meer 3 nie, hulle is nou 4. Vader sê, as jy deur die vuur gaan, ek is met jou. Halleluja. Dis hy. Hy het klaar gepraat. Hy het klaar gepraat, hoekom glo ons hom nie? Nou sê in Jesaja 60 vers 1, hy sê, staan op, moenie buig nie man. Julle hoor nie wat ek vra vanmôre nie. Boervolker, staan op man, moenie buig nie, hou op om te buig. Staan op, staan op. En dan sê Vader, word verlig. Maar om te kan verlig word, moet jy kan opstaan. So jy moet opstaan, want jy's 'n getuie van Vader Jahwe. Die wet en die profete word lewend in jou binnekant gemaak, en dan word jy opgestaan, en op oomblik as jy opstaan, word jy verlig. Hy sê, want jou lig kom. Want jou lig kom. Wie is die lig? Vader sê, ek is die lig wat in die wêreld gekom het. As jy aan my wandel, sal jy nooit in die duisternis wees nie. As jy want jou lig kom, en die heerlikheid van Vader Jahwe gaan oor jou op. Wat 'n wonderlike belofte. Dit beteken, wanneer die wet en die profete in ons lewendig word,
dan vul dit ons holtes van ons siel, van ons binnemens, van ons mondholtes, word gevul, en dit beteken, ons is die wonderbaarlike, wederopgerigte getuies van Vader Jahwe oorkant die riviere van Kus. Prys sy kosbare naam. Ek dank U. Ek dank U.